Hallo en welkom by die tweede aflewering van Wijngaard Weekliks hier op Litnet se kanaal. Ek is Hendrik Wijngaard en ek is baie bly dat jy weer saam met ons kuier. Ek het vandag twee gaste wat ek nou aan julle sal voorstel. Die onderwerp is die 80-jarige verjaardag van die struggle-ikoon en bekende teoloog Dr. Ellen Boesak. Terwyl daar natuurlik 'n hele paar geleenthede gehou is om hierdie, ek wil dit amper noem, Bybelse mylpaal te vier, is daar ook 'n debat aan die gang oor die wyse waarop hy vereer moet word. Daar is 'n voorstel dat die Universiteit van Wes-Kaapland na hom vernoem moet word omdat hy histories baie noue band met die universiteit het. En my twee gaste vandag het uiteenlopende standpunte oor daai voorstel. Ek stel graag bekend Dani van Wyk. Hy is die uitvoerende voorsteur van die DAK netwerk. Dani, baie welkom. Baie dankie Heinrich, is 'n plesier om te wees. En dan ook uit die Oos-Kaap uit, Christian Martin. Hy was voorheen 'n lid van die provinsiale kabinet gewees, 'n LER soos wat ons sê. Deesdae werk hy of bestee hy sy tyd eintlik meester daarvan aan die saak van die Khoisan. So hy's 'n Khoisan aktivis en belangrik is hy ook die voorsteur van die Oos-Kaapse, wat noem mense dit, Christian, 'n naamsveranderingskomitee of pleknamekomitee? Namekomitee. Namekomitee, baie welkom aan jou ook. Ek wil begin deur net eers vir elkeen van julle te vra om julle eie verhouding persoonlik of net van 'n afstand af met die persoon Ellen Aubrey Boesak te verduidelik. Kom ons begin sommer by jou asseblief, Christian. Heinrich, as dit kom by professor Ellen Boesak, dan dink ek dit is maar 'n ikoon onder die volkere, en ek wil dit baie duidelik stel, die volkere is hy 'n ikoon. Iemand wat baie van ons na opsien. As ons nou van die belangrike leiers in ons land oor die breëre moet opnoem, dan begin ons mos maar by Nelson Mandela, maar in dieselfde tafel waar jy Nelson Mandela se naam noem, gaan jy natuurlik professor Ellen Boesak se naam ook moet noem. Dan kom ons hoor jou verhouding met Dr. Boesak. Christian en Heinrich, ek ken Dr. Boesak die afgelope 40 jaar. Ek was 'n lid van sy gemeente, hy was my geestelike leier. Ons het baie protesoptogte saamgehou of saam met hom aan protesoptogte deelgeneem. Ek was al saam met Dr. Boesak in hegtenis geneem, so ek het 'n baie lang verhouding met Dr. Boesak. Ons het ongelukkig nie genoeg tyd nie, anders kan ek julle 'n hele storie vertel, maar ek was op 'n stadium lid van sy gemeente en soos ek sê, Doc het baie invloed op my lewe persoonlik ook gehad. So dis wat ek nou persoonlik op die stadium net kan sê, Heinrich. En jou standpunt in die algemeen oor die belangrikheid al dan nie van historiese figure of ikone vereer? Baie ikoniese figure is al vereer in die tyd, maar omdat jy spesifiek van Dr. Boesak gepraat het, ek meen daar is onlangs was die Rotterdam weg vernoem daar Robert Sobukwe. Ja, maar ek vra jou standpunt oor die gedagte, die idee van hierdie soort vereerings. Nee, ek het nie 'n probleem met die verering van ikone nie. Daarmee het ek glad nie 'n probleem nie, omdat hulle almal 'n rol gespeel het in die politieke bevryding van hierdie land spesifiek. Christian, kom ek hoor jou standpunt oor die belangrikheid al dan nie van historiese ikone, sê dit uit die politiek of enige ander vakgebied is of omgewing is, die verering van sulke mense? Ek dink wat belangrik is vir my is dat eerstens as ons kyk terug met aartsbiskop Desmond Tutu met die Waarheids- en Versoeningskommissie, dan gaan ons praat, daar was spesifiek genoem in die report wat aartsbiskop Desmond Tutu aan Nelson Mandela toegegee het, om te noem onder andere is dat ons sal nooit mense wat opofferinge gemaak het, selfs tot hulle lewens opgeoffer het, kan vergoed vir wat hulle gedoen het nie, maar een van die aanbevelings wat aartsbiskop Desmond Tutu gedoen het aan Nelson Mandela, is om te noem dat as deel van versoening
en so meer is dit om sekere plekke en instansies na hierdie helde en ikone te vernoem. So van daar af as ons kyk na ons geskiedenis, en vir my is dit altyd belangrik, ek kyk eers na die geskiedenis van stikkenheid van ons land en hoe om dit dan nou te heel na vore toe. Dani, sou jy sê dat daar dalk 'n oorverering is van sommige figure? Christian het aan die begin reeds verwys na Nelson Mandela, jy het Robert Sobukwe se naam genoem, Desmond Tutu se naam is ook nou genoem. Sou jy sê, Dani, dat daar in sommige gevalle 'n oorverering is en dan in ander gevalle afwesigheid? Daar kan moontlik oorverering wees, Heinrich, as ons byvoorbeeld spesifiek nou vir Madiba in ag moet neem. Daar is hoeveel plekke, hospitale, lughawens, universiteit in Kaapberga is vernoem na hom. En nou weer 'n standbeeld by die Moses Mabhida Stadion in Durban. In Durban, die groot standbeeld daar by die Unie gebou, die ander standbeeld by Naval Hill in Port Elizabeth, in Bloemfontein, Sandton. In Sandton se ene. So daar's 'n hele paar standbeelde wat hom vereer. As jy die stad inkom van die Kaap, Bellville se kant af, wat sien jy daar's 'n groot 'n skildery van president Mandela as ook van Bishop Tutu teen die burgersentrum van die stad Kaapstad. So ja, daar plek is daar oor verering. 'n Mens kan natuurlik miskien nie genoeg vereer nie, maar ek dink daar moet ook plek gemaak word vir ander ikone, soos ek dit kan noem, om ook hulle plek in te neem iewers in die Suid-Afrikaanse geskiedenis deur hom of haar te vereer, Heinrich. Soos wat julle reg gekry het, Christian, deur die Port Elizabeth in 'n lughawe vernoem te kry na hoofman David Stuurman. Ja, eintlik dit was nie so maklik geweest om die lughawe te vernoem na hoofman David Stuurman nie. Die rede vir dit is as gevolg van die herdenking van Nelson Mandela self, want daar was weer pogings aangewend geweest om die lughawe ook na Nelson Mandela te vernoem, maar dit is 'n kleintjie waar anekdote is waar ons vir Nelson Mandela maak asof hy die struggle self was, terwyl daar vele ander gewees het wat deel was van hierdie struggle. Dani, hoe vaar die Weskaap in die algemeen met die verering van hierdie historiese figure? Ek dink ons vaar nie so goed nie, Heinrich en Christian, in die sin dat ons het, behalwe die standbeelde wat opgerig is ter ere van die Nobel Vredesprys ontvangers hier by die by die waterfront, weet ek van geen ander beeld wat in die Weskaap opgerig is ter ere van byvoorbeeld president Mandela of van Bishop Tutu of enige ander ikoon nie. So ek dink ons vaar nie so goed nie. Die organisasie wat jy lei, DAC se naam is afgelei, miskien kan jy maar net vir die kykers vertel, se naam is afgelei van historiese figure, tot watter mate word hulle erkenning gegee? Ja, eintlik daar moet ek ook erkenning aan jou gee wat die voorstel gemaak het dat DAC se naam 'n akroniem moet wees, verwysend na Doeman, Auchomatu en Kertua, wat die drie groot volksleiers was van Khoi mense aan die Kaap toe van Riebeeck hier aangeland het. En dis hoe ons op daai wyse ook erkenning wil gee. Daar is ook 'n poging van die kant van DAC om byvoorbeeld die Stellenbosch deurpad te vernoem na Kertua, deur byvoorbeeld dit te noem die Kertua Hoofweg. Daaroor is ons besig om te praat met die stad Kaapstad en heel moontlik sal dit deurgevoer kan word. So jy het ook byvoorbeeld 'n standpunt oor die lughawe. So ek wil nie daarop ingaan nie, maar ek sê net ons is in die proses om ook ikone te vereer op ons wyse. Christian, so kom ons, jy het nou 'n interessante opmerking gemaak. Jy sê daar word opgetree asof Nelson Mandela self die struggle was. En dit bring mense dan by iemand wat 'n baie
belangrike rol gespeel het, spesifiek wat die binnelandse stryd aanbetref in die tyd toe Nelson Mandela aangehou was in die tronk en ander leiers in ballingskap was. So kom ons praat oor wat sou die verering van Ellen Boesak regverdig en is die vernoeming van 'n universiteit die issue, die kwessie waaroor ons praat vandag, is dit die beste manier om dit te doen? Christian? Ek gaan sê dit is eintlik die beste manier om professor Ellen Boesak te vereer. Rede vir dit is, onthou dat ons praat van 'n intellektuele instansie as ons praat van IWK. En dan moet ons eerlik met onsself wees. Ellen Boesak het eintlik gehelp skryf aan die geskiedenis, die inhoud waarvoor IWK staan en wat IWK vandag is. Ellen Boesak het nie gaan studeer oor IWK nie. Ellen Boesak het nie nagelees oor IWK nie. Ellen Boesak was deel van die geskiedenis en die inhoud wat IWK eintlik vandag voorstaan en is, was hy deel van gewees. En daar sal geen ander mees gepaste naam wees. Ek het jou vandag sê, Heinrich, as Dr. Danny Titus vandag geleef het, dan sou hy eintlik die een gewees het wat hierdie naam aanbeveel gehad het, en professor Jakes Gerwel sou die enige gewees het wat dit gesekondeer het. Die rede vir dit is, Dr. Danny Titus, hy was die ene wat al die inligting rondom die lewe van professor Ellen Boesak bymekaar geskraap het, om dit dan vir die openbare veiligheid by die Technikon Suid-Afrika te kan gee. As jy kyk wat het Dr. Danny Titus gesê van Dr. Ellen Boesak, het gesê, onder andere, die groot rol wat hy in die breingemeenskap speel, die leier van vereniging, die gevoelens en aspirasies van die massas. Dit is wat hier die ikone gesê het van iemand soos professor Ellen Boesak. So, myns insiens is dat geen ander naam wat ons aan hierdie instituut kan gee wat 'n rol gespeel het in Suid-Afrikaanse historiese politieke geskiedenis nie. So Dani, ten spyte van jou persoonlike noue verbintenis met Dr. Ellen Boesak, sê jy hy kon nie die Universiteit van Wes-Kaapland nie, maar 'n ander manier dalk van hom vereer. Ja, ek betwyfel niks wat Christian gesê het nie. Die kwessie van my kant is dat die Universiteit Wes-Kaapland is 'n gevestigde instansie wat gerespekteer word wêreldwyd. En daar is baie implikasies sou die kampus se naam verander word. Daar is donateurs wat as in ag moet neem. 'n gedeelte van die alumni is ten gunste daarvan, maar die raad van die kampus moet nog 'n besluit neem indien so 'n besluit geneem moet word. Ja, maar ons vra jou oor jou standpunt. Sê jy daarom behou die apartheidsnaam van die Universiteit van Wes-Kaapland, moenie dit verander na iemand wat vir vryheid geveg het van daai kampus af nie? Nee, ek sou sê Universiteit Wes-Kaapland het die naam of 'n apartheidsinstelling lankal al ontgroei. Universiteit van Wes-Kaapland is 'n kampus wat die leiding gegee het gedurende die stryd om bevryding en waar Dr. Ellen Boesak ook 'n rol gespeel het. Maar my persoonlike mening is, kom ons begin iets anders om Dr. Ellen Boesak op daai kampus te vereer. Soos wat? Kom ons byvoorbeeld stig 'n leerstoel in die naam van Ellen Boesak. Kom ons bou 'n teater op by kampus wat tans nie daar is nie. Ons noem dit die Ellen Boesak teater. Kom ons rig. En wie reken jy sal befondsing gee om so 'n teater te bou, en wie reken jy sal befondsing gee vir 'n leerstoel? Want die universiteit het nie eens geld om kos te gee vir studente wat wag op NSFAS geld nie. Ek weet, so iets gaan nie sommer net deur die raad besluit word nie. Ek dink daar is baie rolspelers buite wat genader kan word vir befondsing. Internasionaal, Dr. Boesak was 'n baie bekende internasionale figuur, as ook plaaslik. En presies stel
waarom ons so 'n tipe gebou of instansie of leerstoel of wat ook al wil oprig in sy naam. Daar is baie donateurs wat ek glo sal wil deelneem aan so iets. Maar om die Universiteit van Wes-Kaapland nou op 'n emosionele wyse te gaan verander na die naam Universiteit Ellen Boesak, na my mening is nie die gepaste ding om hom op so 'n wyse te vereer. Ek dink nog dat dit kan oulik klink as mense sê die Ellen Boesak Universiteit van Wes-Kaapland, dan behou jy die oue en jy voeg net Ellen Boesak by. Maar Christian, terug na jou. Daar is 'n groep mense wat nie ten gunste is van hierdie verering van Dr. Boesak nie, want hulle gaan grawe daar in die vullersdom van sy persoonlike geskiedenis en sê dat hy het, soos hulle sê, sy vrou verneek en soos hulle sê, geld gesteel van die armes. Hoe reageer jy daarop? Heinrich, kom ek begin eers by die volgende. Kyk, ek koop nie daai saak nie. Ek gaan nou sommer met jou terug gaan gou met dieselfde mense. As 'n mens kyk eerstens, Heinrich, is dat soos Dani gesê het, dit mos aan dieselfde kerk behoort as Ellen Boesak. So hy's 'n godsman. So Dani, kom sommer met die Bybel gou by die deur en ek is mos 'n ouderling in my kerk in. So wat gebeur is dat ons praat nou hierso van 'n profeet word nie in sy eie land of in sy eie stad, dorp erken nie. Dit is waaroor dit hierso gaan. Nommer 1. As jy dieselfde vraag in al die ander provinsies behalwe die Wes-Kaap vra, dan kan ek jou verseker, baie van die oud studente en mense wat saam met Dr. Boesak, toe hy nog Reverend Boesak alleen was, gestamp het op daardie kampus, dan sal 8 provinsies saamstem dat hy universiteit se naam moet verander na Professor Ellen Boesak toe. Dis 'n nuwe ding waar mense nou uitkom nie. Onthou, Professor Boesak het nie geskiedenis gehad 1994. Toe dieselfde mense moes gekies het tussen hom en Ernest Kriel, wat van 1991 tot 1994 die minister van Wet en Orde was. En hulle het ook argumente gehad. Wat? Dit was die mees vleklose persoon gewees in die geskiedenis van Suid-Afrika. En tog het hy nie premierskap bekom van die Wes-Kaap nie. Met iemand wat nog die 26ste April 1994 ons se kinders doodgemaak het, was daar gekies bokant hom. Ek wil net inkom, jammer Heinrich, ek wil net inkom hierso. Dr. Ellen Boesak gaan 'n gesig gee aan hierdie universiteit. Dani praat van ons moenie emosioneel raak nie, my vriend. Suid-Afrika se oorgang was 'n emosionele gebaseerde oorgang gewees. Jy kan nie in Suid-Afrika anders praat van die emosionaliteit van hierdie land nie. Mense se kinders was doodgemaak. Dr. Ellen Boesak, hy is die ene wat ons by mekaar gehou het en al hierdie dinge gedoen het. Ek wil net op die punt ook reageer. Dani sê aan die een kant dit gaan moeilik wees om internasionale fondse en dinge te kry, maar Dani sê ook hy's 'n internasionale figuur. Dani, ek het baie mooi stil gebly toe jy gepraat het, né? Ek dink is een van my sterkpunte. Wat gebeur het Heinrich, as jy mooi kyk, as ons praat van die bekendheid van Ellen Boesak, hy is bekend van Bellville tot Berlyn. Dani, kan maar inkom? Nee, ek wil net regstel, ek het nie gesê dat dit gaan moeilik wees om oorseese befondsing te kry vir 'n leerstoel of iets van 'n aard nie. Ek het gesê juis dit is waarna jy kan uitreik om befondsing te kry vir enigiets wat jy dan wil aanpak op die kampus. Dit was my argument. Ek wil ook sê, kom ek gaan so stel net vinnig een op daai. Is dat twee dinge, ek wil nie op Dani se woorde gaan nie. Dani het genoem omdat die universiteit internasionaal toe kom hy terug met dit wat hy nou gesê het, die befondsing en so meer. Maar vir my gaan dit nie daarom nie. Ek is nie om met Dani te verskil nie. Ek sal graag vir Dani wil hê hy moet deel word van die groep wat sê kom ons vat een Dani van ons se kinders, vat die Wes-Kaap Dani in ons land. Ek gaan 'n vinnige voorbeeld vir jou maak. As ons nou vir 'n swart kind vra wie is hulle held, dan sê Nelson Mandela. As ons nou vir 'n wit kind vra wie is hulle held, dan sê hulle F.W. de Klerk. As ons nou vir 'n Indiër kind vra wie is hulle held, dan sê hulle Raghbanji. As ons nou vir 'n Khoi of 'n bruin persoon vra, dan kom name op soos
gangsters se name, en ek wil eers die name noem by julle nie, maar niemand kan sê vir ons, Heinrich, wie is ons helde, wie is ons ikone. Dit blyk altyd deur dat die breinkind het net rondom die tafel kom sit en deel wees van ander se gevegte en opofferinge. So kom ons gee weer vir Danie kans. Ek wil nou net sê, Christian, ek weet nou nie hoeveel van die Indiër mense sal sê Rajbanji nie. Hulle sal dalk Bollywood ster. As ek dit mag sê, sal dalk Helde wees eerder as iemand wat ook maar 'n twyfelagtige geskiedenis gehad het, beoordeel van net sekere oogpunte uit. En dan wil ek sê, ek het ook gehoor Danie sê dat hy glo 'n mens sal befondsing kan kry. En ek het toe nog gesê, maar die universiteit sukkel selfs om geld te kry om vir die studente kos te gee. So dit is waar, maar Danie, behoort ons hierdie kopperstampery te hê, as jy self gesê het vroeër, vanuit die, kom ons noem dit maar inheemse gemeenskappe, as jy nie brein wil sê nie, is die erkenning in die openbaar steeds baie laag, as jy dit vergelyk met hoe dat daar aan die African of swart kant regstelling en erkenning plaasvind, en hoe dat daar steeds maar, as jy kyk na die verering van jou voor 94 historiese figure, ten sterkste loop dit nog in elke dorp in hierdie land van ons, Danie? Heinrich, nee, ek stem wat jy sê. My punt is net dat ons liefs nuwe goed moet skep. Kom ons skep iets niets om Ellen Boesak te vereer. Anders as om 'n bestaande instansie te neem. Hulle het gepraat van die lughawe. Hoekom kan ons nie, hier word nou 'n nuwe lughawe gebou. Kan ons nie iets daaraan ook koppel nie? My punt van die saak is, ek wil ook net sê, Christian, by my gaan dit nie oor of die rede waarom ek nie IWK na sy naam vernoem wil hê nie. Dit gaan nie by my oor wat in die verlede gebeur het met Dr. Boesak of wat hy gedoen het of wat hy oorgekom het nie. Ek verwys nie eers na dit nie. Dit is nie my saak nie. Daar's baie mense wat in die verlede ingaan en goed sê en goed doen wat eintlik baie beledigend is teenoor hom. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat ek noem nie. Ek sê net, is daar geen ander wyse waarop ons hom kan vereer anders as om die instansie Universiteit Wes-Kaapland se naam te gaan verander nie. Dit is my standpunt, dat ons liefs 'n ander wyse moet kry hoe ons Dr. Boesak kan vereer. Danie, so kom ons praat gou oor die idee van 'n voorstel wat gemaak word vanuit 'n bepaalde oord of segment van die samelewing. Sê dit nou die naamsverandering van Graaf Reinet is of wat ook al. Iemand kom met hierdie idee. Waarom wag mense wat dan teen so 'n voorstel gekant is, vir daai voorstel om gemaak te word voordat hulle teen voorstelle maak, soos wat jy nou hier doen? Jy sê dat moenie dit doen nie, doen eerder daai, maar jy het nog nie voor daai voorstel gesê, kom ons doen dit vir Dr. Boesak nie. Nee, maar daar was nog nooit 'n geleentheid, is maar nou wat dit opkom dat die universiteit se naam moet verander. Nooit voorheen het ons gesê, kom ons verander 'n straatnaam, kom ons verander. Ja, maar dis my punt. Dis juist my punt. Niemand het voorheen 'n voorstel gemaak en nou word daar 'n voorstel gemaak. Nou sê die teenstanders soos jy van daai voorstel dat daar moet eerder iets anders gedoen word, maar niks het jou gekeer tot nou om daai ander voorstel reeds op die tafel te sit. Maak dit sin, Christian? Nee, dit maak 100% sin. Dit is dieselfde probleem wat ons het met naamsveranderinge in die algemeen, is dat mense gaan altyd betere name het nadat die aanvanklike naam wat voorgestel was deur 'n proses en deurgegaan het, en dan skielik het mense 'n betere naam. Ek vat dit weer terug na Danie toe. Danie was saam met professor gewees voor ek gebore was en al die tipe van dinge, maar tot tans het dak met niks opgekom om professor te vereer nie. Onthou Danie, ek wil ook die noem. Dak se naam is Doman, Achimato en Kretoa. Dak se rol volgens my as 'n leek is om seker te maak dat afstammelinge van die afkorting ook in die geskiedenis van ons land ingewerk moet word. Waar is daar nou 'n betere oomblik en kans vir ons om dit te kan doen? So vir my is dit, kom ons maak gebruik, Danie, weet
vir my is dit nie om jou te verskil nie. Eerlikwaar, vir my is dit meer dat ons by 'n punt kan kom om te kan sê as dat kom ons gun ons ikone om in die geheel van die diversiteit ook vereer te word. Dit gaan nie rondom 'n sekere groep moet vereer word nie. Dit gaan dat ons binne die diversiteit vereer moet word. Kom ek gaan die gee gou Hendrik. Dani het dit self genoem Nelson Mandela Universiteit. Dan is dit Walter Sisulu Universiteit. Dan is dit Saul Plaatje Universiteit. Wat is nou reg? Hoekom is dit altyd by ons kom en dit ons? Wie sit nou hier so en praat? Wie is die 3 mense? Wat is ons wat teen onsself is? Het Dani en Dak gepraat toe Nelson Mandela Universiteit verander is met al hierdie verduidelikinge. Toe Saul Plaatje verander was. Toe wat is dit? Dis dan dieselfde mense wat ek net nou gesê word, verskoon my wat ek gesê het, wat rondom die tafel sit van ikone. Is net Ellen Boesak se stoel wat nog leeg is. Kan ek dit? Dani, ons gee vir jou kans en ons sal al twee so rustig luister soos wat Christian vroeër gesê het, hy na jou luister. Ja, wat ek wil sê, die daknetwerk het in 2021 vir Dr. Boesak vereer vir sy doel, althans vir sy rol wat hy gespeel het in die bevryding van Suid-Afrika polities. Ons het dit gedoen deur hom te vereer en aan hom 'n baie mooi standbeeldjie of 'n beeldjie te oorhandig wat gemaak was deur Willie, wat is Willie se van weer? Willie Bester. Willie Bester. Deur Willie Bester 'n baie pragtige toekenning wat ons aan hom geskenk het en ook aan Franklin Sonn. En so doen ons jaarliks vereer ons mense vanuit ons gemeenskappe. Ons het dit so onlangs soos verlede jaar November weer gedoen. Ons gaan hierdie jaar dit weer doen. En so ons kan nie 'n algemene stelling maak en sê het julle nog nooit mense vereer nie. Ons het al vir Dr. Boesak vereer. Ek wil ook net sê ek het niks persoonliks teen Dr. Boesak nie. Ek praat net in terme van hoe kan ons iets anders skep nie, maar die IWK is 'n gevestigde naam. En dis wat ek voel. En ek glo daar's baie ander is wat soos ek voel dat ons daai kant is. Dani, as jy oortuig, jou kamera's nou af, is jy oortuig dat die argument van gevestigde name is die beste argument vir of teenargument teen hierdie voorstel, Dani? Glo jy dat, kon jy my hoor? Ek luister na jou, Hendrik. Hendrik, kan kom asseblief. Nee, ek gee net vir hom kans, Christian, want as ek reg luister na Dani, sê hy, die blote feit dat die naam Universiteit van Wes-Kaapland vir oor so lang tydperk gevestig is vir hom die kern van sy argument. Oor hoekom dit nie moet verander nie. Dani? Dis korrek. Ek voel, kom ek neem 'n tipiese voorbeeld. Kom ek neem 'n voorbeeld aan en dit pas miskien nou nie in by die universiteit nie. Die Huguenot tonnel hier aan die kant die Parel. Daar was sprake op 'n stadium dat dit die Dula Omar tonnel genoem moes word. Toe mense ook gesê, maar waarom skep ons nie 'n ander tonnel of ander iets niets nie? Waarom moet hy naam nou net verander word? Huguenot tonnel moet nou Dula Omar word. Ek luister na julle wat praat van die universiteite, Walter Sisulu en dies meer. Daai was tuisland universiteite wat geskep was ook deur die apartheid regering. Behalwe Saul Plaatje wat 'n nuwe Suid-Afrika universiteit is, né? Saul Plaatje, ek noem nie sy naam nie. Hy's 'n nuwe universiteit. Dan moet ons liefs en dit wat ek wil voorstel en dit gaan ek ook probeer dryf. Dan moet ons liewers 'n nuwe universiteit begin of inskakel iewers wat ons dan kan noem die Ellen Boesak Universiteit. Kom met my argument is net dit. Waarom moet bestaande goed se name sommer net willy-nilly verander word? Waarom skep ons nie nuwe goed nie, nuwe instansies nie, nuwe dorpe nie? Suid-Afrika het nog nie een nuwe dorp die afgelope 30 jaar begin nie. Dis die tipe goed wat ons kan doen. Ons moet vernuwe, ons moet nuwe goed skep wat nie bestaan nou nie. Om nou net bestaande goed ander name te gee is na my mening nie vordering nie. Ons moet skep iets nuuts
dan sal ek sê het ons gevorder. Christian, daar's ook die Sefako Magatu Health Sciences University in wat voorheen 'n tuisland was, maar dit was nie 'n bestaande instelling nie. Kom ons som die gesprek op. As daar Dani, ek vra dit nou na Christian se kant toe, maar ek wil eintlik weet wat doen ons dan nou as Christian hierdie voorstel om die Universiteit van Wes-Kaapland aan Dr. Ellen Boesak te vernoem afgeskiet word deur wie ook al, of net nie die paal haal nie. Wat dan? Nee, kom Hendrik, ek is maar 'n tipe mens wat baie positief is rondom alles wat ek doen. Ek dink eers aan afgeskiet word nie, because vir my gaan dit daar rondom, dit is die regte ding om te doen. Ek wil eerstens noem, is dat Nelson Mandela Universiteit is nie Homeland University nie. You understand, Dani is reg, want hy praat van water Sisulu en hy kan aangaan met vele. Dani se argument is reg, wanneer hy praat van nuwe skepinge en dorpe en so meer. Vir my is dit nie die argument tans op die tafel nie. Die argument op die tafel vir my is, IWK is 'n universiteit wat uit daardie era uitkom. Daar's vele mense wat sal saamstem om te sê is dat IWK na regte is dit reg om hom te vernoem na die professor. Dan wil ek ook net noem, ons praat van veranderinge en ons moenie dinge verander nie en so meer nie. Onthou, veranderinge dan begin ek by die land se nasionale lied. Veranderinge begin ek by die land se vlag. Die noodsaaklikheid is, en dit is Suid-Afrika se geskiedenis kan nie vergelyk word met die seer wat ons deurgemaak het in hierdie land as gevolg van die beleid wat daar was nie. So Heinrich, vir my is dit IWK geen beter naam as professor Ellen Boesak in hierdie tyd van ons lewe nie. Dit gaan vir ons 'n nalatenskap wees vir ons kinders en kleinkinders wat nog moet kom. Dani, so omdat jy vir ons vertel het dat jy hierdie noue band het met Dr. Boesak, wonder ek of jy vir hom op 'n dag sal sê, hoorie dok, ek is nou nie heeltemal te vind vir die idee van dat hierdie universiteit na jou vernoem word nie, maar ons sal dan iets anders dink. Maar ek gaan jou nie dit vra nie. Ek gaan jou eerder vra, as jy nie bekommerd dat jou argument, ongeag hoe jy dit motiveer, die hand sal versterk van mense wat maar net in die algemeen doodgewoon teen enige naamsveranderings gekant is nie. Dat ek het duidelik stel, ek is nie gekant, Heinrich en Christian, teen naamsverandering nie. Daarteen is ek nie gekant nie. Wat ek wil sê is, sou daar 'n besluit geneem word dat die naam van IWK verander moet word na Universiteit Wes-Kaap of Universiteit Ellen Boesak Wes-Kaap, Heinrich gesê het, dan sal ek dit aanvaar en ek sal dit ondersteun en ek sal daarbey inval. Ek sal nou nie 'n nuwe protesaksie begin en sê nee, dit kan nie so wees nie. Ek sal inval by 'n meerderheidsbesluit. Maar intussen staan dit my vry met demokratiese reg om my standpunt te stel waarom ek voel die Universiteit van Wes-Kaapland moet sy naam behou en nie verander word na 'n ander naam nie. Ek sê weer, kom ons begin iets nuuts waar volgens ons Ellen Boesak kan vereer. Dit is Dani van Wyk, die uitvoerende voorsitter van die DAK netwerk, wat so sê en saam met hom in hierdie tweede uitgawe van Wynegaard Weekliks op Litnet is dit Christian Martin, 'n Khoisan aktivis van die Oos-Kaap en ook voorsitter van daai provinsie se namekomitee of naamveranderingskomitee. Baie dankie vir albei van julle se deelname en dis verseker 'n saak waaroor nog lank gepraat sal word. Baie dankie Heinrich, baie dankie Tot aan ziens. Dani. Baie dankie Heinrich, baie dankie Christian.